Die jeug is definitief 'n hoër risiko groep. Ons kry baie meer ongelukke waar die jeug betrokke is. En daar praat ons nou van beide bestuurders sowel as ook dan ons voetgangers. Daar is geen beter resep vir padveiligheid as maar bietjie ervaring nie. As ons kyk na opvoeding in terme van padverkeer, verkeersreëls, dink jy daar's 'n leemte daar? Ek dink beslis ons moet op skoolvlak meer doen in opvoeding en jy weet basiese padveiligheid as 'n vak inkry in ons syllabus of in ons skoolplan. Ek weet ons destyds toe ons nog jonger was, ek dink jy ook Susan, het ons iets soos jeugweerbaarheid gehad of gesinsvoorligting en daardie vakke. En ek dink dalk is 'n sekere spasie waar ons ook padveiligheid vir kinders kan inbring. Al is dit bloot die basiese. Daar's onder ons publiek baie keer 'n misverstand, byvoorbeeld selfs oor iets eenvoudigs soos dat jy moet regs, links en weer regs kyk. Ek het nou die dag gekyk na 'n vervoer tydskrif van 'n bekende vervoerorganisasie waar hulle bloot die Engelse left right left byvoorbeeld aangehaal het. Waar ons nie eens op daai basiese jy dit reg kry nie. Om vir kinders te laat besef, luister met die gevaar kom eers van die regterkant af en dit is waar jy moet regs kyk, links kyk, regs kyk. Weet basiese goed soos om nie tot in die helfte van 'n pad te hardloop en te aanvaar dat voertuie maar net in hulle bane gaan bly nie. Daar's baie wat ons kan doen daar byvoorbeeld aan voetgangerveiligheid en ook ten opsigte van die padreëls. Basiese goedere soos byvoorbeeld weet hoe jy by 'n verkeerssirkel byvoorbeeld ry. Baie van ons mense, ons het lisensies, ons kry daardie basiese goed nie reg nie. So ek dink vir daar's definitief op skole vlakke leemte wat ons kan aanvul. Lê ons genoeg klem daarop dat reëls eintlik veral padreëls daar is om jou veilig te hou? Ek het onlangs ook met iemand gesels wat gesê het dit lyk op die oomblik asof in ons samelewing daar 'n absolute gebrek aan dissipline is. Dit is al 'n benadering van jy kan doen net wat jy wil doen. En solank jy nou nie gevang word nie, is dit maar goed. Is dit nou nie 'n misdaad nie. Ons het onlangs met ons teks en bestuurveld tog het ons probeer om juist die boodskap oor te bring dat om te teks en bestuur is nie stout nie. Dit is in werklikheid is dit 'n misdaad. Die padverkeerswet bepaal duidelik dat net soos wat dronk bestuur 'n misdaad is dit ook teen die wet en gevolglik 'n misdaad indien jy bestuur terwyl jy 'n selfoon in jou hand hou en teksboodskappe stuur of wanneer jy met 'n selfoon praat.